Ja, en snaaks genoeg, soos wat jy nou noem, ek het nou vandag bietjie geteach en ek het nou bietjie oor strongholds geteach. En dat is eintlik nou formation of strongholds en dis nogal dit is 'n interessante konsep om ook te snap. Maar toe het een van my studente my gevra, wat voel ek is die grootste stronghold wat mense vandag in glo? En die een ding en ek dink is omdat ook dit nou my passie is, maar die een ding wat ek agtergekom het is, ons verstaan nie die autoriteit wat God aan ons gegee het nie. Yes. Ons het 'n leier wat altyd vir die studente sê, jy moet elke oggend wat jy opstaan, moet jy Jesus onesie aantrek. Ja. As ek die mense met hulle Jesus, dan sê ek, ek gaan nie daar rond speel nie, ek gaan iewers gaan moeilikheid hê, en hulle sê ek's veilig, Jesus is uit my. Ja. So, almal trek hulle Jesus onesies aan, dis belangrik. Dis nodig. Jesus. Boys, we better run. 'Cause when the cards at the table, we leave ourselves aside. Boys, let's stop the rush. 'Cause when our heart takes a hide and we leave ourselves a ride. Goeiemôre julle, baie welkom terug by nog 'n episode van die Hans Met Show. Soos altyd is dit 'n voorreg, en 'n seën om voor julle te kan wees en by julle te kan wees en saam met julle te kan wees en om julle hier te hê by die show en by nog 'n episode. Vanoggend het ek hoor 'n baie opwindende gas. Ek ken hom glad nie, soos baie van my gaste en net soos julle weet, dis presies hoe ek dit verkies. Maar vir die ouens wat nuut is, baie welkom en as julle vir die eerste keer is, baie welkom by die show. Hierdie show bestaan om God te verheerlik. Dis waaroor dit gaan. Ons vertel stories en ons sê, ons unofficial motto is, ons besigheid is stories en die koninkryk is ons besigheid. Is ons doel. So welkom hier. Ons hoop julle geniet dit. Daar is Sous wat nou my gas is vandag is amper my 100ste gas, hy is my 99ste gas as ek dit nou, dalk is hy my 100ste gas, ons het eintlik 'n paar in die pipeline, so hy is dalk nommer 100, en as dit hy is dit awesome, is 'n lekker milestone om saam te bereik vandag. Maar ja, ek is Adrian Skeepers, ek is die gasheer van die show, en terwyl jy nou hier is, asseblief like, comment, subscribe, engage op enige manier wat jy gelei voel om te doen, dit help ons natuurlik om hierdie gesprek en ons kanaal voor meer mense te kry en ons doelwit vir 2026 is om die 2000 subscriber merk te breek en ons glo dit gaan vinniger kom as wat ons dink. Daar's nou lekker momentum, maar ek wil nie te lank aangaan nie. Ek gaan vir Sous verwelkom. Sy naam is Mpho. En wat jou van? Khoza. Mpho Khoza. Dit is baie maklik eintlik. Ja, baie, maar mense dink is altyd die taal. Ja. So die spelling is maar net die K en die Z. Sy naam is Mpho en hy praat Khoza. Ja, nee, Zulu. Close enough. Maar Mpho, baie welkom. Baie dankie man, ek waardeer dit. Lekker. Ja, altyd lekker. Yes, ou. Ek's opgewonde om jou storie te hoor. Ek het nou al by 'n paar ouens gehoor. Jy het 'n amazing story. So ek is soos ek like amazing stories. Hierdie show gaan oor amazing stories. En van die blandste tot die insane en extreemste stories is almal awesome. Ja, verseker. Soos die Bybel sê, heaven rejoices in any sinner, in every sinner that comes to God. Yes. So ja man, welkom. Dankie, ek waardeer. Lekker om jou hier te hê. Ja man, so groot voorreg. Ek dink jy praat beter Afrikaans as ek. Ja, ek probeer. Jy het groot geword. Nee, ek is eintlik vir soos my hele laerskool, helfte van my laerskool was ek Engels. Yes. En ek het eers op graad 6 toe begin ek Afrikaans. So as 'n kleintjie my matbaar rondgetrek, heeltyd verskillende skole, sy's 'n onderwyser. Ja. So sy kon nooit 'n permanente pos kry nie en toe sy éventueel in Noordwes beland. Sy's nou nog daar. Ja. Dink sy's al nou, dis al 20ste jaar by die skool. Rarig. Ja, so ek het toe saam met haar sin toe getrek en die naaste beste skool wat ons kon opspoor was 'n klein dorpie, so skool Laerskool Kolini. Okay. So dis waar die Ek het my Afrikaans. lisensie daar gaan doen. Ja, klein dorpie, jy ry in en jy ry uit, né? Ja, Net so dis hoekom ek my lisensie gekry het. Ja. Dit is net 'n reguitstraat. Dis vinnig, baie vinnig. Ja. So ja, nee, ek het daar opgedag, graad 6, onderwyser het tot vir my ma gesê, lees hier, so jou kind gaan dalk dryp. O, rarig. Sê dat hy dom is nie,
die taal, dit is 'n hele nuwe taal wat hy moes aanleer. Yes. Maar binne 2 maande, Toe weet jy hom. toe het ek die taal, doen my eie huiswerk, ek het opgehou afskryf, ek het toestemming gehad om af te skryf. Maar ja, so het van daar af, het Afrikaans maar net soos 'n tweede natuur vir my geword. Yes, dis awesome. Man. Ja. Hoorie, okay, maar kom by ons natuurlike trant van dinge hierso is. Gee 'n bietjie agtergrond vir die mense, aanvaar dat jy weet dat hulle jou glad nie ken nie. So stel jouself net voor, gee agtergrond, wie jy is, waar jy vandaan kom en broers, susters, jy weet al daai stap. Yes. En dan vat ons dit van daar. Ja. So ja, net weer eens, my naam is Mpokoza, Sous, soos wat almal my ken. Ek is 'n groot mond ouetjie. Ek hou van praat. Dit is altyd vir my pret om te praat. My ouers was nooit getroud nie. Ek het groot geword met 'n ouer boetie, 'n jonger sussie. Ja. My sussie is ongelukkig 2015 oorlede. So was in 'n karongeluk gewees, so ons is nou 2. So nou is ek maar die last born by default. So dis bietjie. So jy was eintlik middelkind. Ek was middelkind. So ek dink dis waar die groot mond vandaan kom. Jy weet, aandag by die ouers. Ek moes beklei vir die aandag. Maar ja, ek was maar van kleins af was ek maar net 'n mens. Ek was altyd by vriende, by vriende se familie. So oralste as ek een keer by huis gekuier het, as ek deel van die familie onmiddellik. Dis ek's gewoond aan daai enetjie. Ja, en eventueel net soos ek Tembisa groot geword, eventueel Noordwes toe getrek. Res van my skoolloopbaan daarby gewoon, laerskool Kolonie van graad 6 tot graad 7 en dan Klerksdorp Hoërskool. My hele hoërskoolloopbaan is so ek se koshuis braak. Ja, en van daar af het ek maar rond en bond. Na skool was ek vir rukkie Amerika toe, bietjie by kamp begin werk daar. Dis waar ek die liefde nou vir die buitelewe begin kry het om met mense te werk. En van daar af toe ek terugkom, toe ek eventueel by Konka betrokke. Dis 'n kamp net buite Magaliesburg. Daarvan het ek so 3 jaar gewerk en toe het ek eventueel Target Life of hulle het my opgespoor by Konka en ek sal betrokke van Target Life tot 2020 en ek's nou steeds daar. Nice. Ja. Hoorie, sê gou vir my, die Amerikaanse kampe, was dit ook Christelike kampe of net? Dit was 'n Christelike kamp. Daai tyd was ek nog nie regtig seker daaroor nie. Of dit 'n Christelike kamp was of nie. So ek was nog bietjie net ek was nog, hoe kan ek dit sê, 'n normale Christen. Jy weet ek nog nie maar hart vir die Here gegee of enigiets, het nog niks daarvan geweet of verstaan nie. So die kamp was my net my manier om net die wêreld te gaan sien. En toe vat ek die geleentheid, min weet en daai was God wat my eintlik maar net 'n pad met my begin stap het. Nice. Ja. Okay, so jy's gebore in Tembisa ook. Yes. Okay, en toe trek jy Noordwes toe, Klerksdorp toe. Yes. Okay. Want Kolonie toe Klerksdorp. Yes, okay. Yes. En so op skool het jy maar net jy was net 'n gewone kind. Ek was jy het nie vroeg na die Here toe gekom. Nee, ek het niks verstaan van daai tipe goed nie. Ek het niks daarvan ek het my net geweet daar's 'n Bybel, daar's 'n God, daar's Jesus, daar's die Heilige Gees. Jy was bewus. Ek was bewus van alles. Jou male geloof. Nee, hulle is gelowig, maar nie soos wat ek nou nie soos waar ek nou is nie. Ja, korrek. So ons het maar groot geword in 'n Roman Catholic kerk. Okay. So dit's maar ons was in daai domein voel dit vir my. So ek het nou bietjie meer uitgebrei as ek dit sou kan stel. Yes. Ja. Hoe voel jy oor die Rooms-Katolieke geloof? My ding, ek dink ek probeer maar nooit om die negatief uit ander kerke op te spoor nie, maar ek probeer maar net die vrugte op te spoor. En ek dink vir my die groot ding is baie mense wat hulle lewens groot geword het in daai tipe kerke, hulle Bybelkennis is voel dit vir my beter as ander mense, want dis hulle maak seker mense, jy kom by die woord uit en sulke goedjies. So ek's maar daai persoon, ek try nooit verskillende kerke, ek soek nooit die negatief, ek wil eintlik kyk, wat doen julle reg, dat julle aanhou mense daar by hulle uitkry. En vir my, die groot deel is, as God die kern van die kerk is, maak nie saak hoe jy daar beland het nie, as jy God soek, gaan jy vir God vind. Dis maar groot wat ek glo. Ja. Ek hoor jou, ek vra, want daar's nog 'n debat op die stadium oor veral met wat ons nou sien in die wêreld wat aangaan met Islam en Christianity en verstaan jy met Hindoeïsme, met al die verskillende religions en baie Christene sal sê, jy weet, die Roman Catholics is nie deel van Christendom nie.
Maar hulle is net 'n denominasie Yes. as ek dit so kan stel, 'n denominasie. Ja, Dit is maar ja. net nog 'n denominasie. Ek stem ook nie 100% saam met alles wat hulle doen en al hulle doktrines en goed nie, maar ek like jou approach van kom ons kyk na die goeie. Ja. Die goeie is, en Paulus sê dit self, ek dink hy sê dit in Filippense 1, want hy sê dit maak nie regtig vir hom saak. Jy weet, hy sê nie dit maak nie saak nie. Hy sê some preach the gospel out of rivalry, conceit, false intentions, good intentions, en hy sê en dan vra hy, is dit 'n probleem? As hy nee, hy rejoice in dit want hulle almal word blootgestel aan Jesus Christus. Presies, ja. En jy weet wat met daai leier gebeur is 'n ander saak en dis iets tussen hom en God. Dis tussen hom en God, ja. So ek like jou approach. Ek wil net dit eintlik sê. Ja, ek dink ook 'n groot rol, net soos jy sê, die feit dat ek nie so voel ek in 'n spesifieke Christendom groot geword het nie. Het ek maar net alles van buite af net heeltyd uitgecheck. Ja. En selfs vandat ek selfs nou hier 'n nuwe pad wat ek begin stap het met die Here, was dit maar nog steeds ek wil by kerk soos want ek glo Paul het maar net 'n kerk geplant wat sê hierdie kerk wat ten minste 10 km radius is, gaan na daai kerk toe, jy wat die naaste aan daai kerk bly. So ek voel ook maar waar kan ek is die naaste kerk is 'n kerk wat ek kan net daar instap en as ek God soek, gaan ek vir God vind. Ja. Want altyd as jy vyand soek, gaan jy die vyand kry. As jy God soek, gaan jy God kry. Yes. So dis maar hoe ek alles heeltyd benader. As ek selfs 'n nuwe kerk probeer opspoor of wat ook al. In my gedagte, in my gees is dit ek wil God daar sien en as ek God soek, sal ek hom vind. Maak nie saak wat nie. Amen. Hoorie, nou vertel ons nou, kom ons kom by die meet en hoe dit gebeur. Hoe het jy daai ontmoeting met God gehad? Wat het gebeur? Ja. So, want party mense het nie noodwendig daai Yes. Paulus Damascus pad. Right? So daar's nie vir almal 'n Damascus oomblik. Yes. Jy weet en dis fine. Ja. Dis ek het my hele lewe, ek het Damascus oomblikke gehad, maar ek was nog altyd deel van die liggaam van Christus. Ja. Vandat ek kan onthou. So ek is een van daai sal ek sê boring Christene wat in die kerk groot geword het. Net in groot geword. Ek verstaan, my pa het my Sondag kerk toe gesleep of ek nou wou of nie, of ek nou nog babbelas het of nie. Hy het my kerk toe gesleep en ek's baie dankbaar vir dit, verstaan. En dit werk ook nie vir almal nie. Dit werk ook nie vir almal nie, maar ek het ook Damascus oomblikke gehad en net soos baie soos Paulus wat gedink het hy is deel van die kerk. Yes. Wat gedink het hy doen God se werk deur om die Christene dood te maak. En toe hierdie Damascus oomblik gehad het wat Jesus vir hom sê, hoekom doen jy hierdie goed aan my? Jy dink jy volg my, maar eintlik is jy my op 'n klein. Ja, exactly. En ek dink daar's so baie Christene wat in daai danger is. Baie gevaarlike pad loop wat dink hulle is fine met die Here. Ja. Maar eintlik as Jesus nou regtig aan hulle moet verskyn, dan gaan daar probleme wees. Maar in elk geval, wat is jou Damascus pad oomblik? So van kleins af ek is maar 'n bietjie hardkoppige donkie. Dit vat maar lank om jy moet my forceer om die water te drink en ek gaan nog teen dit skop totdat iets my regtig so oortuig die water is goed. Ja. So soos my sussie was die eerste persoon wat eintlik 'n born again Christian geword het. En ek onthou soos omtrent 'n jaar voor haar dood, haar grootste gebed was om my in 'n kerk in te kry. Want soos wat my familie ook nou in die Roman Catholic Church kerk groot geword het, ek was maar daai ouetjie as ek by ons gaan kerk toe en dan sit ek sit by die parkie, ek gaan speel by die swings en alles. Ek raak vinnig verveeld. En ek weet my sis se grootste gebed was kom kerk toe, ek het gesê nooit nie. Want ek het ook maar stories gehoor hierdie happy clappy mense en born again Christene, hulle vat jou van jou pad af en alles. En dit het toe gebeur toe ek nou by Konka begin werk het, obviously toe het albei hulle daar opgedag. Ons het met Hoërskool Waterkloof gewerk. Hulle het 'n leierskapkamp gehardloop en ek het toe basically vir albei bietjie impressed daar met my werk. En toe het hy my werk aangebied. Dis dit eers vir my soos ek is nie seker ek ken julle nie. So ek's fine waar ek is. En kort nadat hulle weg is, my baas toe sê vir my soos hulle het jou regtig gesoek daaroor. Albei soek jou regtig en ek sê ek dog hy joke. Nee, hy's ernstig. En op 'n manier voel dit vir my God het my eintlik hierdie hele vanaf het God maar net 'n pad begin stap want
op hy stadium het ek gevoel ek word uitgestoot uit daai werk uit. Ja. En my escape was, ek het 'n aanbod gekry, ek moet hardloop. Anders gaan ek sonder 'n werk binnekort sit. Toe het ek eventueel by Target Life uitgereik en 'n onderhoud met hulle gevoer en die onderhoud was basically net, hey, jou lewensgeskiedenis, ons wil weet, wie is jy, waar kom jy vandaan, alles. Yes. En ek het my net so, ek is maar 'n oop boek, so ek deel maar ook net openlik. Ja. En daai het eventueel gelei ek wat nou by Target Life begin werk. So ek was die eerste leier wat daar begin werk het sonder om deur die kursus te gaan. Ja. Ja. So dit was nogal 'n groot aanpassing en selfs 'n groot gamble wat Target Life self gevat het. Want as iemand van buite af wat niks weet nie, gaan hy inpas in ons hele stelsel. En met ons eerste kamp, ek onthou dit nog soos gister, dit was nog Januarie die 20ste. Nee, die 28ste, skus, 28ste die Januarie. Ja. Op Kickstart het ons so een van ons eerste teachings is maar om jouself eintlik weer te kom met aan die Here. Yes. En ek het maar alles dit blindeliks ook gedoen, want toe is dit soos luister as ons bid vir mense om vir die hart vir die Here te gee en alles, ek soos wel ek's klaar hier en ek's nie een van hulle nie, so ek's in, sign me up. Ja. Uitgestap, gebed gedoen, toe's alles okay. En ek dink van daar af, daai jaar van 2020 het die Here my net konstant ontmoet. Ek het gewerk en ek het eventueel my taal ontvang. Ek het geleer om bietjie profeties ook in te beweeg. Ja. Ek was toe vir die eerste keer onder die Heilige Gees ook gedoop, wat ek was baie jittery ook oor daai enetjie, want die eerste keer wat hulle dit probeer doen het ek gestoei met die mense wat gebid, want mense probeer om my te laat val. En ek stoei met die mense heeltyd en dan ek soos hierdie is spotbollie, dit werk nie. En toe beland ek dus ons op by lewende woord gewees en pastoor het toe daar vir my gebid en toe ek wakker word, ek het letterlik net omgeval. Toe ek opstaan, toe is ek net emosioneel. Ek het gehuil, snot en trane. Almal vra wat's fout, ek weet nie, maar ek het nou net 'n ontmoeting gehad. Ek weet nie wat dit was nie, maar ek wou nie opstaan, ek wou net daar bly. Daai 2 sekondes het soos 20 minute vir my gevoel, maar dit was die beste gevoel wat ek ooit kon ervaar het. En ek dink van daar af het alles maar net so opgebou tot waar ek vandag toe is. So ek het maar my willepaadjie geloop. Ja. Nog voordat ek hier ontmoet het ook, ek het maar rondgedewel, drank, bietjie dwelms en sulke goedjies. So ek was maar oralste en ek voel ook maar dit was my pad wat ek moes op eventueel te sit waar ek nou sit. Ja. So ja, ek het my heavy teen kerke geskop en alles, want op 'n stadium was dit ook soos ek hou nie van kerk nie, ek soek net God. Dit was op 'n stadium dis waar ek was in my lewe. Ja. Ek wil nooit kerk toe gaan nie, maar ek wil net God hê. Maar men weet en God is eintlik by die kerk. Ek moet ook daar 'n bietjie opdaag om hom beter te leer ken ook. So ja, dis my paadjie gewees. Ja. Hoor jy, ek wil gou op daai punt ingaan. Ek dink dit is baie interessant want daai en ek dink elke Christen gaan deur 'n fase wat hulle soos God versus church. Yes. En dit is nie 'n fight nie. Ja. Dis die ding is soos jy moet besef, daar is 'n verskil. Yes. Daar is 'n verskil tussen God en die kerk. Maar jy moet ook verstaan wat is die kerk? Die kerk is die liggaam van Christus. Yes. So jy moet weet wat is die liggaam van Christus? Ja. Wat is die funksie van die liggaam van Christus? En dat om daarbey betrokke te wees is deel van godsdiens. Yes. So dit is nie godsdiens op sy eie. Ja. Dit is nie alles wat godsdiens is nie. Hierdie is deel van godsdiens. Yes. Hierdie is deel van die liggaam van Christus. Verstaan, ek en Julian het verlede week koffie gesit en drink en gesê soos hierdie koffie is deel van die liggaam van Christus. Wat hier gebeur is ook valuable vir die kingdom. Presies. Dis nie net jy moet kerk toe gaan nie, want kerk is so ek wil dit net duidelik maak. Kerk is nie ons is nie afhangend van kerk vir ons salvation nie. Maar kerk is soos Paulus sê, moenie die bymekaar koms van gelowiges mis nie. Hy praat nie noodwendig spesifiek net van kerk nie, maar hy praat van om broers en susters te hê wat God ook dien. Ja. Om saam met hulle te wees, saam met hulle te verkeer en want dit is waar jy dan die knowledge, die wisdom, die krag kry om uit te gaan om met die tax collectors en die sinners te gaan ontmoet. Exactly. Want dit is wat ons eintlik moet doen. Ja. Jesus het vir ons gesê die Great Commission is nie gaan kerk toe nie. Die Great Commission is gaan uit. Gaan uit om disippels te gaan maak. Yes. Ja. En dan wat doen jy? Jy leer hulle van alles wat ek vir julle gesê het. So dit is ons werk is om uit te gaan. So
Ek dink hoekom daar 'n groot confusion is met die kerk en ek sal graag jou opinie wil kry oor dit is omdat baie mense nie daai funksie verstaan nie. Ek sien baie mense is soos ek gaan Sondag kerk toe. Dis my salvation. Yes. En dan gaan hy na kerk gaan hy by huis toe. Hy eet sy lekker Sondagmiddagete of hy stel hy om kos te maak en stop hy en koop kos of wat ook al. En die res van die week is net lewe. Net normaal En dan Sondagoggend is dit okay, ons gaan nou weer vir 2 ure gaan fokus. En dan is dis 'n baie bland en eintlik vicious cycle om in te leef. En ek was verlang daar. Net, okay, ek gaan kerk toe want ek moet. Ek gaan kerk toe want dit is wat God van my verwag. Maar ek vergeet van die 300 ander goed wat hy van my verwag is. En dit is nie so baie nie, ek sê maar net. Maar eintlik is die opdrag van Jesus is die kerk, is belangrik, maar die kerk moet uitgaan. Die kerk moet verkondig. So ek wil graag hoor, wat is jou opinie rondom dit? Ja, kyk, ek stem 100% saam met wat jy sê. Ek dink een ding wat ek besef is, vir my kerk raak maar vir mense 'n patroon. Dis maar net iets wat ek moet doen. En dan van daar af is ek is fine. Na kerk kan ek maar weer aangaan wat ek wil, dan kan ek weer kerk toe gaan. So is dit weer balans sulke goedjies en daai is ook nogal vir my hartseer eintlik konsep om te hê. Want ek dink my paradigm het hoofsaaklik geshift. Ek luister baie na hierdie pastoor Judah Smith. Ja. En een van sy preke wat hy gepreek het, een ding wat vir my oor regtig opgemaak het met kerk is toe God besluit het om Adam te maak. Hy het nie gesê ek gaan Adam maak. Hy het nog steeds met Jesus en die Heilige Gees gepraat soos laat ons mense maak in ons image. En daai ons klaar, daai is kerk klaar vir my. Want wat twee of meer by mekaar uitkom, dis kerk. So die feit dat Jesus God met homself gepraat het, maar met almal om hom, laat ons mense maak in ons image. Daai het onmiddellik vir my laat besef soos okay, kerk is definitief nodig. Want ek alleen kan dit nie doen nie. En as ek nie mense toelaat om in my lewe in te praat om my te help waar ek sukkel of wat ook al, hoe kan ek God vertrou om my te help in omstandighede wat ek nie regtig kan self uitkom nie. So dis waar my konsep dan van kerk eintlik heeltemal verander het om te dink dat as God met sy drie eenheid kon sê kom ons doen hierdie. Hoekom sal ek dit alleen wil doen? Dis onmoontlik om dit alleen te doen. So my konsep het nou daarvan kerk verander om die kerk is maar dis waar ek my mense kry want ek het al baie mense my gevra hoekom gaan ek kerk toe? En my hoofsaaklike antwoord in hierdie stadium van my lewe is kerk is vir my op 'n oomblik 'n hospitaal en 'n bietjie rusbed. Want ek is van maandag tot Vrydag is ek in bediening. Sondag is waar ek nou soos okay, Here kom vul my asseblief op. Die mense om my kom vul my asseblief op. Ek het julle nou nodig. Ek gee. Nou is op 'n oomblik op hierdie seisoen van my lewe is kerk waar ek nou gaan ontvang om verder te kan gee. Want as ek nou kerk heeltemal uitsny en ek sny ondersteuning uit, dan is ek besig om alles net weer op my eie hand te pak. En dis eventueel waar ons nou uitgebrand word en iewers raak ons gatvol vir Christelikheid want ek gee, maar wanneer ontvang ek? Soos wanneer gaan jy kerk toe om te gaan ontvang? So dis my konsep het van kerk dit van daar af verander om eintlik kerk te sien as ek het hierdie nodig om net weer iemand moet net my hande opdra. Ek kan dit nie alleen doen nie. Ek like that. Soos die infirmary. Soos dis 'n oorlogfront en dan gaan fight jy en dan kom jy terug en hulle maak jou wonde skoon en dan gaan ek weer terug. Stitch jou up en dan gaan jy weer uit. Ek like dit. So dis vir my 'n cool konsep en ek dink dit is soos belangrik. So en ek sê deesdae want ek het my perspektief het ook onlangs van kerk baie verander van dis alles na nee, dis net 'n funksie van die liggaam van Christus. En ek dink dis die ding is wat ek ook wil hê kerke moet besef is Sondag is ook nie alles vir hulle nie. Dis great om daai konsep wat jy nou van praat te articulate en in woorde te sit en vir party mense is dit so. Dis great vir ouens wat in ministry is, maar hierdie konsep werk net as jy actually vir die kingdom werk. So dis die ding wat ek wil hê is daar's baie ouens wat nie vir die kingdom werk nie. Maar jy moet ook. Al het jy 'n ander job, al is jy nie soos jy wat voltyds in ministry is nie. Right, julle Target Life, die ouens wat vir Target Life werk, julle ministry is julle werk is julle ministry, julle ministry is julle werk. So
dis 'n konstante, jy's heeltyd op die frontlines. Ja. Maar 'n ou wat soos ek toe ek vir die Blou Bulle gewerk het. Yes. Ek was nie noodwendig met die knowledge dat ek uitgaan as 'n ambassador of Christ nie. Ja. Nou sien dit so. As jy nou kom ons vat in Jesus se tyd, as jy deel was van die Roman Yes. Empire, dan het jy almal het geweet jy's 'n Roman. Ja. Verstaan jy het die Roman klere Jy het met aangehad, trots jy het gedra. jy het die shield gehad. Ja. As jy nou nie 'n soldaat was nie, dan jy het oral waar jy gaan het jy Rome verteenwoordig. Jy het Caesar verteenwoordig. Nou hoekom is dit nie dieselfde met ons nie? Ja. Want ons is Christene. As jy die oomblik wat jy die mantel van Christendom optel, dan kan jy nie daai ding aan en af aan en uittrek soos jy wil nie. Jy loop met die mantel oral waar jy gaan. Nou ek praat baie van wat is visible in die geestelike en wat is visible in die physical. Nou in die geestelike, ja, ek sien nie jou Christen mantel fisies nie. Maar deur die manier hoe jy leef, kan ek jou Christen mantel sien. Ja. Verstaan jy? Geen nie om of jy in Shoprite is en of jy by die Target Life besig is om 'n klas te doen. Verstaan jy wat ek sê? As jy daai mantel aan het, dan moet ek dit kan sien. Yes. Dit is die vrug van die Gees. Ja. Om dit nou in Bybelse terme te sit. Maar elkeen van ons, jy weet, nie net ek en jy wat 'n ministry of in ministry is nie, moet daai mantel dra. Ja. Almal van ons. Die ouens wat net kerk toe gaan op Sondag, moet daai mantel net soveel dra soos wat ek en jy hom dra. Yes. En dis dan wanneer daai konsep sin maak. Ja. Want as jy net kerk toe kom heeltyd om gevoed te word, wat doen jy? What are you doing? Dis nou weer jy word net vet. Ja. Want jy gee nie uit nie, so jy word net vet. Exactly. Ja. So ek voel dit soos dis daai ding van daai konsep is beautiful as dit in konteks gebruik word en as dit gesien word van wat soos wat Paulus sê, ons oorlog is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die principalities, die bose en al daai goeters, maar die waarheid is wat ek wil hê mense moet besef is, as jy jouself 'n Christen noem, dan het jy die mantel en as jy die mantel het, dan moet jy doen wat Jesus vir jou gesê het. Ja, presies. En daai opdrag was nie net vir 12 disippels nie. Daai opdrag was wat hy gesê het vir daai 12 disippels. Ja, dit was die begin om dit te aan versprei. almal. Yes. Hy het gesê begin hier en vat dit na die uithoeke van die aarde. Dieselfde boodskap. Net Wat is gaan uit, maak disippels van mense. Ja. Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, dryf demone uit, Yes. lê hande op, maak die siekes gesond. Ons almal moet dit kan doen. Ja. Nie omdat jy wil nie omdat jy soos wat was die Simon the Sorcerer. Nie soos hy asseblief ek wil hier ons geld ek wil ook in tale praat of ek wil ook mense verhuur. Nee, dis nie daarom nie. Dis nie omdat jy dit wil hê omdat dit vir jou aansien bring nie. Jy wil dit nie eers eintlik hê nie. Dis 'n opdrag van God. Jesus sê vir ons gaan doen hierdie goed. Yes. Ja, en snaaks genoeg so wat jy nou noem, ek het nou vandag bietjie geteach en ek het nou bietjie oor strongholds geteach. En dit was eintlik nou formation of strongholds en dis nogal dit is 'n interessante konsep om ook te snap. Maar toe het een van my studente my gevra, wat voel ek is die grootste stronghold wat mense vandag in glo? En die een ding wat, en ek dink is omdat ook dit nou my passie is, maar die een ding wat ek agtergekom het is, ons verstaan nie die autoriteit wat God aan ons gegee het nie. Amen, brother. Dis waar ek voel, dis die stronghold wat ons vashou, want nou sit ek in hierdie diep gat, ek sukkel, ek voel depressed en alles, en ek kies om daar te sit, maar God het letterlik vir jou gesê, luister, jy het autoriteit om hierdie ding weg te cast. Maar nou wil ons net sit en iemand anders sal vir my kom bid, en ek gaan fine wees. Hoekom kan jy dit nie self doen nie? Hoekom is jy nie equipped om dit en as jy elke dag kerk toe gaan of elke Sondag of wat ook al, engels by selfgroep by jy is altyd depressed. Wat doen jy dan nie? Ja. Want as jy net voel as ek kerk toe gaan en ek's fine, dan is ek fully gesond. Ja. Hoekom is jy dan nog nie gesond nie? Ja. En ek voel dis hoekom soos my passie op hierdie oomblik is leierskap en ek voel ook om soos Jesus te vat as hy voorbeeld van hoe 'n leier moet wees. En weer eens om net die autoriteit te verstaan wat aan ons oorgegee is. Ja. Is letterlik om net daai depressie net te sê, hey, jy is nie meer toelaatbaar hier nie, gaan weg. Ek gaan aan met my lewe want ek behoort aan Jesus. Maar ons is so naam en ons is so gemaklik in
in ons hartseer en ons depressie en ons moeilike omstandighede, ons kies net om daar te bly en dan wonder ons, hoekom help God my nie? Soos, hy het vir jou autoriteit gegee, gebruik dit. Soos, dis is, as jou pa die scary persoon is in die buurt, as jy moeilikheid het, dan gaan my pa sê, almal gaan jou uitlos. Ja, moet ons vir God so begin sien, as ek depressie, as ek nou my pa gaan roep, het jy moeilikheid. Hy moet dit weet, hy moet dit verstaan. Maar ek dink dis een ding wat ons nog nie snap nie, dis die struggle wat ek voel ons vandag mee vassit, is dat, as ek depressed is, ek kort iemand om my te kom help, en ek sê, nee, God het dit klaar vir jou gedoen. Ek love it dat jy dit opgebring het, want dit is, Julian, jy kan dalk getuig hiervan, maar ek dink die laaste 3 of 4 opnames, kom hierdie ding natuurlik op, van die authority. Ons ken nie meer ons autoriteit in Jesus Christus nie. We don't understand the authority of Jesus. En dit is presies daai ding wat hy sê, en om terug te kom na die Great Commission, en om in te taai by wat jy sê, is die eerste ding wat hy vir sy disciples sê is, all authority in heaven and on earth was given to me. Yes. Dis die eerste ding, dis waar hy met die Great Commission begin. En dan draai dit oor na hulle toe. Dus nou gee ek dit vir julle. Exactly. En ek dink dis daai hele ding, van ek meen ons almal was al in die moeilikheid. Ons almal was al in een of ander bar fight of in een of ander nie almal dalk nie, maar meeste mal. In een of ander scenario wat iemand moes bel en sê, hoorie, kom help my. Ek is in die moeilikheid. En dit is presies soos jy sê, dis is ek sê nie dit is hoe jy God moet gebruik nie, maar om daai authority te verstaan en om te weet soos in die ou dag, en dis al hele ding man van Marissa het dit gesê in 'n vorige episode, het sy gesê, een van my gaste gesê, dis al hele bootkonsep van jy's in hierdie skei in die middel van die see en jy vra vir God, Here asseblief red my, en dan kom maar 'n boot en dan sê sy soos nee, God gaan my red. En dan kom maar 'n vliegtuig en nee, God gaan my red. En jy hou net aan en jy gaan eventually dood van hongerte of die son brand jou dood en jy kom in die hemel en soos God, hoe kon jy my nie gehelp nie? Sorry, ek het vir jou boot gestuur, ek het vir jou vliegtuig gestuur. Ek al 4-5 keer daar. Jy het weggewys. Wat kan ek nog doen? Dis al hele dis exactly dit. Dis al hele en ek stem so saam met jou, want is iets wat God so op my hart lê die laaste ruk is. En ek het 'n video, soos 'n impromptu video hieroor gemaak oor die authority van Jesus. Maar dit het nou te doen met soos 'n demoniese geestelike aanvaling gewees. Maar ek het net besef in daai oomblik soos die kerk oor die algemeen, daar is uitsonderings. Ek generalize obviously nou, maar oor die algemeen verstaan die leiers in die kerke, in die magsposisies in kerke, verstaan nie die authority of Jesus nie, en hulle dra dit nie oor aan die mense wat kerk toe kom nie. En is soos, hoekom nie? Want dit is belangrik. Jy weet, dis soos ek het hierdie een ding, 'n voorbeeld uitgelig in daai videoetjie wat ek gedoen het, wat ek praat van 'n pastoor wat ek jare laas ek net wees soos myself dedicate aan God, het ek baie van sy preke geluister, en hy sê, soos, baie mense bel my vir bevryding, en ek gaan, en ek sê niks vir daai demoon, behalwe shut up and get out, in Jesus name, en hy soos, en dit werk, want ek gaan nie daar met my, ek is nie daar in my capacity, as 'n pastoor van 'n gemeente nie. Ek stap daarin as 'n seun van God. En ek is soos, amen brother. Trek God se mantel aan. Dis dit, verstaan, en die dinge is soos, die demone, die evil realm, die spiritual realm moet weet. Jy's 'n kind van God. 100%. As jy en dit is net soos toe Jesus in die grafplaas inloop en daai legion, jy weet legion sien hom. Hulle sê asseblief moet ons nie na die put toe stuur nie. En wat soos wat? Ja, en hy sê soos bly stil, want hy wil nie mense moet weet. Mense moet nog nie weet nie so steel nie. Soos hy maak hulle stil en hy sê vir hulle gaan. Jy weet dis al hele ding. Klim maar net uit. Maar why don't we operate like this, né? Soos presies en wat jy nou sê is presies dit, because we don't understand our authority in Jesus. En dit 'n leier wat altyd vir die studente sê, jy moet elke oggend wat jy opstaan, moet jy Jesus onesie aantrek. As die demone sê met hulle Jesus, dan sê ek gaan nie daar rond speel nie. Ek gaan iewers gaan moeilikheid hê, en hulle sê ek's veilig, Jesus is uit my. So almal trek hulle Jesus onesies aan, dis belangrik. Dis nodig. Ek like dit. Maar dit is goed, dis belangrik.
Nee, dis 'n belangrike ding. Ja, Want soos die Here het my so 3-4 jaar terug letterlik 'n konsep gegee oor leierskap. Ja. En ek het reeds my eie besigheid ook gestig en alles. En die hele ding is leading, empowerment, authority, discipleship. Ja. En ek voel dis 'n pad wat hulle moet stap. Jy moet jou volgers empower. Hulle moet verstaan die autoriteit wat hulle dra en dan moet hulle verder uitgaan en die mense wat hulle lei is basically net hulle disciples. Ja. En jy wil hulle net weer opbring om verder al hoe meer en meer leiers op te groot te maak. Ja. En ek voel vir my as mense dit op skool begin snap. Teen die tyd wat jy al in jou 30's is, jy verstaan ten minste die autoriteit wat jy dra as 'n pa eendag, as 'n baas eendag. Ja. Dis belangrike goedjies wat ons moet snap. As wat ons net staat maak op, ek moet my graad kry en dan van my graad moet ek uitfigure hoe gebruik ek hierdie. Ja. Leer van kleins af wat dit is om 'n leier te wees. Dit wat jy daai graad het, as jy fondasie klaar gelê van leierskap. Ja. Nou maak jy saak waar jy self bevind. As hy geleentheid net kom, jy kan net jou hand op sê soos hier sak. Ek klim in. Yes. So dis die passie wat ek nou dryf. Dis wat ek nou wil doen. Ek love it. Ja. Ek love it. Hoor jy nou hoe en dis obviously waarmee jy besig is, Yes. maar soos hoe kan mense jou boek, soos hoe werk dit? Hoe werk dit met julle staf? So my target life, so my target life is dis letterlik net 'n gap jaar. Ja. So en ons probeer nog eintlik die gap jaar voel ek konsepte of ander mense se gedagte want voel vir my as mense nou gap jaar hoor hulle net 'n jaar wat jy net stil sit en niks doen nie. Ja. En ons groot fokus is om jou van uit daai skoolmentaliteit uit te bring na klim in jou volwasse skoene in. Jy moet nou jou eie keuses begin maak. Jy moet verantwoordelikheid dra. Ja. Jy kan nie heeltyd mamma en pappa bel omdat jy nou nie jou goedjies by jou het nie. Nee, dit is jou skuld. Yes. Waar is jou goed? Yes. Eventueel gaan jy werk. Yes. Jou baas gaan nie jou ma wil bel hoor jy jou seun het nou nie sy goed gebring nie. Ja. So ons probeer net die studente te help om daai transition te maak van kind na 'n young adult. Yes. En dis die hele jaar wat ons inwerk om eintlik net te equip en baie paradigms te breek. Yes. Want hierdie eerste kwartaal is letterlik ons is net besig om net vir die Christelike fondasie neer te lê. En dis hoekom ons teaching soos biblical reprogramming. Soos hoe lees my eintlik die Bybel eintlik? Ja. Want ons het partykeer 'n baie verkeerde mentaliteit hoe ons die Bybel moet lees. Ja. Strongholds. Ja. Ons het studente wat in gatte sit van depressie en anxiety en goed. Hulle verstaan nie hoekom nie. Nou begin jy hierdie ligting van ouer te gaan. Hulle sê, "O, ek kan dit eintlik, ek kan hier uitklim. Ek hoef nie te vat nie." Yes. So die hele jaar is letterlik net 'n equipping jaar sodat as jy daar uitstap, ten minste kan mense sien soos hoorie so ek kan hierdie persoon vertrou. Ek kan sien hier's iets wat ek nie verstaan nie. Ja. En van daar af, soos wat ons die studente uitstuur, jy moet nou verder 'n lig gaan wees waar kan jy gaan werk. Yes. So ons doel is ook nie om die studente vir 2 jaar of 3 jaar, dis kom ons kursus net 1 jaar is. Yes. Want kry alles wat jy kan kry alles uit hierdie kursus uit. Ja. Gaan uit en gaan gebruik dit. Amen. So alles wat ons vir die studente gee is iets wat hulle kan gebruik in die toekoms. Ek love it. Van werk, universiteit, skool, wat ook al. Ja. Jy kan net maklik terugblaai na 'n handboek en sê ek gaan hierdie vandag gebruik. Ja. So dis die hele konsep van Target Life. Dis baie cool. Ja. So is net en so elke jaar nuwe mense. Elke jaar is dit nuwe mense. So en suk nou net persoon bietjie te verander om nuwe goedjies net in te bring in die stelsel in. Want op die oomblik jy kry nie regtig jy kry 'n sertifikaat, maar dis niks wat jy regtig op jou CV of iets kan bysit nie. Yes. So ons is besig om nou goedjies in te bring wat eintlik jou CV goed kan lyk. So bietjie meer praktiese goed, bietjie soos dalk besigheidsbeginsels, iets wat jy net soos ek het bietjie agtergrond in hierdie. Bietjie AI want AI is iets wat nou besig is om oor te neem. So hoe om dit tot jou voordeel te kan gebruik. As wat jy net laat AI vir jou dink. Nee, jy moet AI gebruik. Jy moet nog steeds dink. Dis 'n tool. Dis 'n tool. Dis nie jou brein nie. Ja. Dis en daai is die scary ding. Ja, dis die danger. AI dink nou vir ons. Ek hoef nie meer te dink soos nee, wow. Dis 'n probleem. Ja. Dis 'n groot probleem. Ja. So ja, dis maar die konsep van Target Life. Ekskuus. En as daar nog studente is wat nog by die huis sit. Ons vat nog studente tot die 27ste Februarie toe. So as jy by die huis sit en jy kyk hierdie video en jy weet nie wat om te doen nie, ons wag vir jou Target Life. Ja. Nou, ek like dit.
En dan soos het julle 'n koneksie met hierdie mense soos follow-ups na hulle weg is by julle of nie regtig? Nie regtig nie. Ek dink dit is net so sê, dis maar sodra jy klaar is, dan is dit op 'n manier ons sny bietjie die touwtjies af en gaan nou in die wêreld in. Maar ons het studente wat ons nog dagliks access en sulke goedjies net om ek sit bietjie vas, kom help my. Yes. So ons deur is nog steeds oop vir die ou studente as jy enige raad nodig het of wat ook al. Ja. Want die groot ding is Target Life word hierdie veiligheidsbabbeltjie wat jy eintlik veilig voel en jy weet sodra jy moeilikheid het, ons is daar om jou bietjie uit te help en kyk wat kan ons vir jou verbeter en sulke goedjies. Sodra jy weer in die wêreld instap, jy sien die wêreld weer in 'n nuwe lens. Ja. So nou is dit weer 'n aanpassing en nou is jy die odd one out. Jy lyk weird en mense verstaan jou nie. Mense jou ouderdom voel, hoor jy is bietjie jy lyk bietjie te oud. Wat's fout met jou en sulke goedjies. So ons het studente wat nog gereeld terugkom en soos ek kort bietjie raad in hierdie. So ons deur is maar altyd oop vir die ou studente en alles en ons het dit selfs 'n alumni groep wat ons begin het op WhatsApp. Dis cool. Waar se mense 'n bietjie tabs kan hou en net bietjie inligting nog steeds deurstuur en sulke goedjies en kyk of studente wat dalk wil help en sulke goedjies wat ons alweer kan uitreik. Ek like dit. Ja, so ons probeer nog die community ten minste bietjie By mekaar te connect op 'n manier. Ja. Yes. Ek like dit man, dis baie cool en ek dink is amazing wat julle doen. Ek het obviously nou 'n bietjie meer agtergrond ook as gevolg van Julian. Ja. Julian, kom sê gou hallo vir die mense man, dat hulle net kan sien want ek praat nou vandag nogal baie met jou. Dis Julian, julle, dis ons nuwe editor en hy hy help my baie meer as wat ek vir julle kan sê. Baie meer as wat ek vir julle kan sê en thanks. Hy was my student laas jaar. Ja, so dis nou 'n funny story maar Miles, so shout out vir Miles gee, het vir Sous voorgestel soos seker my laaste 10 gaste. So hy spring in the work. Ja, So Miles help my vrek baie en toe het ons nou vir Julian bygekry wat my vrek baie help, maar Miles het vir Sous voorgestel en toe sê ek soos Target Life en ek is so okay, ek moet net vir Julian laat weet want hy was by Target Life verlede jaar of is dit verlede jaar? Ja, verlede jaar. En toe vergeet ek om die ou te laat weet. En dis ek gisteraand gelukkig message hy my want hy het toe nou so deur die grapevine gehoor. Seker deur die alumni groepie. Ja, as student wat ook laas jaar saam met hom is student wat nou saam met ons werk. Okay, ja. Soos hy sê gaan binnekort op hierdie podcast wees. Ja. So ja, dis nogal amazing hoe dinge werk en hoe die vyand partykeer 'n stok in die wiel wil druk en goeie skeer, maar ja, en dit is nou maar ons word nie vrygespreek van hierdie goed nie. Ons is net soos God maak ons oë oop vir hierdie goed. Ons sien dit want ons is ons is in tune met God en met wat aangaan in die wêreld. Maar ja, man, ek like wat julle doen. Ek dink is awesome. Ek het jare laas met Target Life gewerk toe hulle net begin het. Toe ek nog by die Bulls was, het ons sulke projekte saam gedoen. Ons het daar was altyd ook 'n rugby academy ook. Ja, die rugby was deel van die rugby academy. Ons het van die coaches gebruik vir soos coaching en ouens gebruik vir coaching en stuff. Yes. As julle check Target Life uit, julle kan julle check 'n website en al. Ons het 'n website net www.targetlife.info. Ja. So ek sal al hierdie goed in die description sit. Ek dink ek en jy moet weer gesels. Ek dink ons kan soos 'n paar topics dalk. Ek sal dit love. Ja, ek sal dit love. Selfs met my lead, met my eie goedjies ook met lead. Ek try ook soos ek oorweeg om soos bietjie net 'n kamera setup dingetjie te wat net soos want ek het maar so stadig maar seker soos iets van leading chats begin. Ja. Was eintlik bietjie net vra of net opmerkings van leierskap en seker wat ek aan die gang probeer kry, maar tyker dink ek is bietjie camera shy of sulke goedjies en dis nog vir my bietjie awkward situasie om te probeer navigate, maar ek dink ek moet net eventueel net begin. Ja. En kyk waartoe gaan dit. So, maar nee, ek sal dit love om net weer terug te kom. Ja man, ek dink so. Ek dink dit sal cool wees. En ons kan dalk so as julle dalk is al ietsie wat julle vir ons kan voorstel. Gee vir ons 'n voorstel van iets wat julle dink ons moet hanteer of wat julle graag wil hê ons moet hanteer en dan kan ek vir Sous weer nooi. Die ou is besig natuurlik. Hy gee klas ook en hy doen nou team building en soos julle nou gehoor het al die goeters wat hulle doen, reprogramming en al daai stuff wat hulle doen en ek weet julle het kampe wat ons het kampe wat ons bywoon. Ons gaan nou in begin Maart het ons fusion kamp. Yes. Dis 'n lekker spanbou. Ja. Potjie kos kompetisies, ons braai games. Love it. Dit is net 'n jol. Kan ek kom? Ek sal bietjie met die groot basse praat daar.
Maar ja, soos iets is wat julle wil hê ons moet oor chat, asseblief laat weet ons man, dan kry ek vir Sous terug. Hy's nie te ver van my af nie. Ja, ek's naby. So ons kan na 'n plan maak. Ek kan net ja man, ek sien net jy's lief vir die Here en jy het 'n passie en ek het soos jy sê, jy wil mense equip. Ja. En dit is ietsie wat ek voel baie belangrik is. En hierdie ding, nê, van 'n laaste punt voordat ons afsluit, is hierdie ding van authority. Yes. Daar is 'n rede hoekom hierdie ding rond is doen in die liggaam van Christus. Want daar is, jy weet, ek wil nie sê die tyd is naby nie, maar ek sê dit tog, Ja. die tyd is naby. Ja. Jesus se koms is nie ver nie. Yes. Ek sê nie dis in die volgende week of 2 nie, but he's using this time to equip people om ons weet te laat besef wat ons autoriteit is in Yes. hom, because something's coming. En ons Iets moet groot, gereed ja. wees. Ons lampies moet vol olie wees. Yes. En, Kan op 'n nippertjie dit probeer ja. volmaak net. Dit moet nou al begin volraak. Exactly, ou. So Ja, exciting times. verseker. As jy en as jy onseker is, dalk nie so exciting times nie, maar kom net na Jesus toe. Ja. Dis al. Dis waar die change gebeur. Dis al. Ja, verseker. Die bridegroom is op pad, julle. Ons moet gereed wees. Yes. So Dis thanks, al. buddy. Baie Is daar dankie. soos 'n closing thought wat jy graag wil share of ietsie? Ek moet so oppad en het 'n bietjie gedink, maar dit het ek nie verder gedink nie. Maar ag, yes. Hoorie, ek dink hoofsaaklik net wees lief vir mense. Soos ek dink nie daar's 'n beter manier hoe om 'n Christen te kan beskryf nie, maar behalwe om net lief te wees vir mense. Ek bedoel, Jesus het liefde gepraat. En liefde is ook nie net aanvaar alles van almal. Liefde is om ek eintlik bietjie mense se foute uit te wys. En jy weet soos hy, dit lyk nie goed nie. Want as ek net stil bly, dan is ek regtig lief vir jou. As ek dit nie vir jou kan sê, dit wat jy doen is verkeerd nie. Ja. So wees net lief vir mense. Dis al wat ek kan sê. Love it. Thanks man. Baie dankie. Dankie dat jy kom kuier. Enige tyd. Julle, dankie dat julle ingeskakel het. Amper sit Julie in die kamera af. Ons sien julle in die volgende episode. Totsiens.